Goeiemôre graad 11. Vandag begin ons met 'n baie belangrike deel van wiskundige geletterdheid, naamlik datahantering. So dink net gou hieroor. Hoe gereeld sien julle grafieke of syfers in die nuus, op sosiale media of selfs op TikTok en Instagram? Dit kan wees oor misdaad, werkloosheid, gesondheid, eksamenuitslae of sport. Maar die groot vraag wat ons vandag gaan vra is: kan ons altyd glo wat ons sien? Vandag gaan ons leer hoe om data krities te lees, nie net om na 'n grafiek te kyk en dit sommer te aanvaar nie. Teen die einde van die les moet jy kan sê, ek verstaan waar hierdie data vandaan kom en ek kan besluit of dit betroubaar is of nie. Datahantering is nie net een stap nie. Dit is 'n proses wat ons die statistiese siklus noem. So kom ons werk gou saam deur. Eerstens begin ons met 'n vraag. Byvoorbeeld, hoeveel tyd spandeer graad 11 leerders aan studeer per week? Dan versamel ons die data, dalk deur 'n vraelys of 'n onderhoud. Daarna organiseer ons die data sodat dit sin maak, byvoorbeeld in 'n tabel. Dan som ons dit op deur gemiddeldes, mediane of grafieke te gebruik. Daarna stel ons die data voor, soos met 'n grafiek. En laastens interpreteer ons dit, met ander woorde, wat beteken hierdie data regtig? Onthou net, hierdie siklus loop aanhoudend. As een stap verkeerd is, kan dit die hele gevolgtrekking beïnvloed. In graad 11 werk ons nie net met een stel data nie, maar twee stelle data. Dit beteken ons vergelyk dinge, soos studietyd teenoor toetsresultate. So hierdie data kom dikwels uit die breër gemeenskap, soos gesondheid, onderwys en werkloosheid. Dit is belangrik vir julle daaglikse lewe. Nou kom ons kyk na die tipes data. Eerstens kry ons die kategoriese data. Dit is data in groepe, soos byvoorbeeld sportsoorte, provinsies, en dan tweedens kry ons numeriese data. Nou numeriese data bestaan uit twee afdelings. Eerstens numeriese diskrete data, dit is telbare dinge soos die aantal leerders in 'n skool of die aantal karre in 'n parkeerarea, en dan kry ons numeriese continue data. Dit is meetbaar, soos tyd, lengte of massa. As jy die tipe data verkeerd identifiseer, gaan jy ook die verkeerde grafiek kies. Daarom is dit belangrik om te weet die verskil tussen kategoriese data en numeriese diskrete of continue data. Kom ons maak dit prakties. Hier sien jy data van leerders in graad 11A. Kyk mooi na elke kolom. By gunsteling sport kan ons sien, dit is 'n kategoriese data. Aantal toetse, dit is diskrete data want jy kan nie 5,5 toetse skryf nie. Studietyd, dit is continue data want jy kan 3,5 uur studeer of 4,25 uur studeer. Ek wil hê julle moet rang sien. In een tabel kan ons verskillende tipes data hê en elkeen moet anders hanteer word. Nou vra ons 'n baie belangrike vraag. Waar kom die data vandaan? Data kan versamel word deur vraelyste, onderhoude, waarnemings of bestaande bronne soos statistiek webwerwe. Maar data is net genoeg as dit betroubaar is. Hier kom die verskil tussen populasie en steekproef in. Die populasie is die hele groep, byvoorbeeld alle leerders in 'n skool. Die steekproef is net 'n gedeelte daarvan. As die steekproef te klein of bevooroordeeld is, kan die resultate misleidend wees. Daarom is ewekansige steekproewe gewoonlik beter. Wanneer ons data het, moet ons dit organiseer. Ons gebruik frekwensietabelle om orde te skep. Dan som ons dit op met maatstawwe van sentrale neiging. So maatstawwe van sentrale neiging bestaan uit die gemiddeld, die mediaan, die modus en die omvang. Nadat ons al die getalle gevat het en hulle gerangskik het van klein na groot, dan werk ons eerstens die gemiddeld uit. So die gemiddeld is al die waardes bymekaar getel, gedeel deur die hoeveelheid waardes wat daar is. Die mediaan is die middelste waarde. Die modus is die waarde wat die meeste voorkom, so ons kan dink modus en mode, dit kom die meeste voor. Omvang is die grootste waarde minus die kleinste waarde. So onthou net, uitskieters kan die gemiddeld baie beïnvloed. Daarom moet ons altyd meer as een maatstaf gebruik. Nie alle grafieke is dieselfde nie. Ons kies grafieke volgens die tipe data wat ons het. So staafgrafieke is gewoonlik vir kategorieë, histogramme is vir continue data, lyngrafieke vir verandering oor tyd, sirkeldiagramme vir dele van 'n geheel en dan spreidingsgrafieke vir verhoudings tussen twee veranderlikes. Maar hier is die gevaar. Die gevaar is die skaal. As 'n grafiek nie by 0 begin nie, kan klein verskille groot lyk. Dit kan mense mislei, doelbewus of per ongeluk. So vra jouself altyd, begin die as by 0. Is hierdie grafiek eerlik? Wanneer jy grafieke sien, veral in die media, moet jy krities dink. Vra jouself, watter patrone sien ek?
Is daar 'n tendens? Hoe groot en verteenwoordigend is die steekproef? Hoe is die data versamel? En dan is die grafiek eerlik voorgestel. Om media geletterd te wees, beteken nie om alles te glo wat jy sien nie, maar om vrae te vra. Kom ons kyk wat het julle vandag sover geleer. Julle het geleer wat datahantering is, hoe die statistiese siklus werk, hoe om data in te samel, te organiseer en op te som, hoe om grafieke te kies en te interpreteer, en hoe om misleidende data raak te sien. Hierdie vaardighede gaan julle nie net help vir die eksamens nie, maar vir die regte lewe. So die volgende stap wat julle gaan doen, is julle gaan self met 2 stelle data werk en toepas wat julle vandag geleer het.